In 'n luukse en koue huis weerklink die gehuil van 'n dogtertjie agter 'n geslote deur, wat smeek om nie alleen gelaat te word nie. Die maatskaplike werker wat daardie noodkreet hoor, ontdek donker geheime wat onder die familie se perfekte fasade skuil. Terwyl almal glo dat die kind in die paradys leef, is die waarheid 'n woestyn van eensaamheid en vrees. Maar wanneer die miljoenêrpa uiteindelik verskyn, neem die storie 'n onverwagte wending en liefde herleef waar daar net stilte was. Die sterk Kaapstadse son het langs skaduwees oor die luukse kompleks in Constantia gewerp terwyl Carlien Meyer haar kompakte motor langs die indrukwekkende ingangshek parkeer het. Sy het haar maatskaplike werker kenteken van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling reggeskuif en diep asem gehaal. Dit sou net nog 'n roetine besoek wees, deel van die nuwe program vir kinderwelstandmonitering wat onlangs geïmplementeer is en wat selfs die mees eksklusiewe woonbuurte van die stad ingesluit het. Goeiemiddag, mevrou. Ek het 'n afspraak met die Alberts gesin, het sy aan die sekuriteitswag verduidelik, wat 'n knipbord nagegaan het. Ja, mevrou Carlien. Mevrou Luisa wag. Dit is die derde huis aan die regterkant. Carlien het met die onberispelik versorgde laan afgestap en die noukeurig beplande tuine en fasades bewonder wat meer soos uit argitektuurtydskrifte gelyk het. Die Alberts se huis was besonder indrukwekkend, 'n kontemporêre gebou met reguit lyne, met wye glaspanele en 'n oorloopswembad wat van die kant af sigbaar was. 'n Elegante vrou het die deur oopgemaak nog voordat Carlien die klokkie gelei het. Luisa Alberts was presies soos die foto's in die sosiale rubrieke haar gewys het, perfek gestrykte bruin hare, onberispelike gremering, 'n ontwerpersrok wat gemaklik gelyk het, maar sekerlik die prys van 'n klein woonstel gekos het. Mevrou Meyer, stiptelik. Ek waardeer dit. Kom asseblief in. Die binnekant van die huis was 'n monument van hoë luukse minimalisme. Ontwerpermeubels, kontemporêre kunswerke, onbevlekte oppervlaktes. Dit het nie eers gelyk of 'n kind daar gewoon het nie. Soos ek per telefoon verduidelik het, is hierdie besoeke slegs roetineprosedures. Niks om oor te bekommer nie, het Carlien met 'n professionele glimlag verseker terwyl sy deur 'n ingangsportaal gelei is wat baie kunsgalerye jaloers sou maak. Ek verstaan heeltemal. Die staat wat sy rol vervul, is dit nie, het Luisa met 'n beleefde, maar afsydige glimlag geantwoord. Riaan, my man, is jammer dat hy nie teenwoordig kan wees nie. Hy is in Singapore besig om 'n vennootskap vir die uitbreiding van die maatskappy te sluit. Riaan Alberts, die stigter van Technieksa Korrek, het Carlien gevra, alhoewel sy reeds die antwoord geken het. Riaan Alberts was een van die suksesvolste entrepreneurs in die tegnologiebedryf in die land, bekend daarvoor dat hy 'n ryk opgebou het uit 'n logistieke toepassing wat hy 15 jaar gelede in sy studentewoonstel ontwikkel het. Ja, sy verpligtinge is omvattend. Hy reis meer as 200 dae per jaar. En sy dogter is stiefdogter. Sophia. Sy is in haar kamer besig met haar huiswerk. Sy is 'n baie toegewyde dogtertjie, het Luisa geantwoord en Carlien na 'n groot sitkamer gelei. Wil u 'n koffie hê? Water? Water asseblief. Terwyl Luisa na die kombuis gegaan het, het Carlien die geleentheid gebruik om die omgewing te observeer. Daar was geen familiefoto sigbaar nie, geen speelgoed nie, geen enkele aanduiding van die teenwoordigheid van 'n 6-jarige kind nie. Die kamer was onberispelik georganiseer, soos 'n tydskrifopstelling. Luisa het met 'n glas water op 'n skinkbord teruggekeer. U is Riaan se tweede vrou, korrek? Ek het gelees dat Sophia haar ma 3 jaar gelede verloor het. 'n Kort flits van iets, irritasie, het oor Luisa se gesig gegaan, maar is gou vervang deur 'n uitdrukking van bestudeerde hartseer. Ja, dit was 'n tragedie. Ongediagnoseerde sekelsellanemie. Fernando het 'n ernstige krisis gehad. Riaan was verpletter. Ek het hom 6 maande later ontmoet, tydens 'n liefdadigheidsgeleentheid vir mediese navorsing wat my stigting georganiseer het. Carlien het geknik en diskrete aantekeninge gemaak. Die Luisa Alberts Stichting vir die Toekoms was bekend vir sy vrygewige skenkings aan sake wat verband hou met gesondheid en onderwys. Op sosiale media is Luisa gevier as 'n voorbeeld van moderne filantropie. En hoe was Sophia se aanpassing? Om so jonk haar ma te verloor, moes traumaties gewees het. Sy is 'n sterk kind. Riaan het natuurlik die beste terapeute gehuur. In die eerste paar maande was dit moeilik, maar nou is sy heeltemal aangepas. Uitstekende punte op skool, voorbeeldige gedrag. Carlien het geglimlag.
Sou dit moontlik wees om 'n bietjie met haar te praat? Sekerlik, het Lisa geantwoord en opgestaan. Ek sal haar gaan haal. Terwyl Lisa met die trappe op is, het Carlien die geleentheid gebruik om die omgewing meer noukeurig te observeer. In die sygang het sy 'n paar geraamde sertifikate opgemerk, toekennings vir filantropie en sake-erkennings, almal in Lisa of Riaan se naam. Sy het ook 'n boekrak gesien met verskeie publikasies oor kinderopvoeding met titels soos Intelligente Dissipline en Onafhanklike Kinders kweek. Dit was toe sy dit gehoor het. 'n Gedempte geluid van bo af. 'n Kinderstem, desperaat. Asseblief, moenie my weer alleen hier los nie. Ek beloof ek sal my gedra. Asseblief, Tannie Lisa. Carlien het gevries en haar ore gespits. Die stem was duidelik die van 'n kind in nood. Sophia, ons het reeds hieroor gepraat. Jy moet jou huiswerk klaarmaak sonder onderbrekings. Die onderwyseres het gesê jy was vandag afgelei. Dit is die resultaat. Maar ek is bang alleen. Asseblief. Moenie dramaties wees nie. Jy is 6 jaar oud, nie 2 nie. Daar is 'n interkom in die kamer as jy iets dringend nodig het. Ek sal oor 'n uur terugkom om jou vordering te kontroleer. Die geluid van 'n deur wat toegaan. 'n klik. 'n sleutel wat draai. Carlien het vinnig haar posisie op die bank hervat toe sy Lisa se voetstappe hoor wat die trap afkom. Haar hart het vinnig geklop. Wat sy pas gehoor het, was nie normaal nie. Ek is jammer, het Lisa gesê toe sy na die sitkamer terugkeer, haar glimlag perfek ongeskonde. Sophia is vandag 'n bietjie ongesteld. Ek dink sy het 'n verkoue by die skool opgedoen. Ek het gedink dit is beter om haar te laat rus. Ek verstaan, het Carlien geantwoord en haar professionele uitdrukking behou. Dit is jammer. Miskien kan ek haar 'n ander keer sien. Natuurlik, wanneer sy beter is. Nou, oor die evalueringsvorm. Die gesprek het vir nog 20 minute voortgegaan. Lisa het welsprekend gepraat oor haar opvoedkundige benadering, oor die belangrikheid van duidelike grense, oor hoe kinders van kleins af onafhanklikheid moet leer. Sy het digitale fotoalbums gewys wat uitgebreide verjaardagpartytjies vir Sophia, reise na Disneyland, diergeskenke getoon het. Ek sien julle voorsien baie ryk materiële ervarings vir Sophia, het Carlien opgemerk terwyl sy na die foto's gekyk het. Op almal het die dogtertjie geglimlag, maar daar was iets vreemds aan daardie glimlag. Iets wat nie die oë bereik het nie. Riaan en ek glo daarin om die beste te bied. Haar skool is tweetalig, sy neem klavierlesse, ballet, swem. En vrye tyd. Om net te speel. Lisa het 'n afwysende gebaar gemaak. Te veel vrye tyd lei tot ledigheid. Sophia het 'n gestruktureerde agenda wat haar vir die toekoms voorberei. Die wêreld is mededingend, mevrou Meyer. Toe die besoek geëindig het, het Carlien met 'n ongemaklike gevoel na haar motor teruggekeer. Terwyl sy totsiens gesê het, het sy die indruk gehad dat sy 'n klein, bleek gesiggie in die venster van die tweede verdieping sien. 'n Gesig wat vinnig verdwyn het toe dit besef het dat dit dopgehou word. Die volgende dag het Carlien die internasionale skool Kaapstad in Kloofnek binnegegaan. As 'n geakkrediteerde maatskaplike werker het sy toestemming gehad om met onderwysers oor die welstand van hul studente te praat. Sophia Alberts het onderwyseres Anna Klaasen die naam herhaal en effens gefrons. Ja, sy is een van my graad 1 leerlinge en baie gedissiplineerde kind. Hoe interakseer sy met die ander kinders, het Carlien gevra en die onderwyser is noukeurig haar woorde laat kies. Dis die punt, sy interakseer nie veel nie. Sy sit altyd alleen tydens pouse, gewoonlik op 'n bankie met 'n taamlik verweerde teddybeer vasgedruk. Die ander kinders het al probeer om haar by die speletjies in te sluit, maar sy lyk skiew. Anna Klaasen het gehuiwer. Asof sy bang is om pret te hê. Eens het 'n paar meisies haar oortuig om wegkruipertjie te speel. Sy het geglimlag, dit gelyk of sy dit geniet, totdat haar stiefma haar kom haal het. Sophia het onmiddellik ernstig, amper roboties geword. Sy het haar maats om verskoning gevra vir 'n tydmors met kinderagtige speletjies. 'n 6-jarige kind het dit gesê. Presies met daardie woorde. Dit was ontstellend. Carlien het nog 'n paar aantekeninge gemaak. En akademies. Uitstekend. Perfekte punte, onberispelike werk. Maar Anna Klaasen het op haar lip gebyt. Asseblief, enige opmerking is belangrik. Haar tekeninge is vreemd vir 'n kind van haar ouderdom.
In kunsklasse, terwyl die ander kindersgesinne, diere, kleurvolle huise teken Sophia leë gange. Geslote deure. Donker figure. Kan ek van hierdie tekeninge sien? Anna Klaasen het opgestaan. Ek het inderdaad 'n paar gehou. Iets daarin het my gepla. Sy het 'n leer oopgemaak en verskeie velle papier uitgehaal. Karlien het 'n rilling gevoel toe sy die tekeninge ondersoek. 'n Groot grys huis met vensters wat soos leë oë gelyk het. 'n Lang gang met 'n klein figuur wat aan die einde sit, alleen. En die mees ontstellende, 'n klein figuur agter wat 'n deur gelyk het, met woorde in kinderlike, skewe letters geskryf, alleen in die donker, niemand kom nie. Is hy al sielkundig geëvalueer? Die skool het dit voorgestel, maar die stiefma het geweier. Sy het gesê Sophia het net artistieke verbeelding. Toe Karlien die skool verlaat het, was haar gedagtes 'n warrelwind. Wat sy gesien en gehoor het, het verder gegaan as 'n eenvoudige streng dissiplinêre benadering. Daar was duidelike tekens van ernstige emosionele verwaarlosing. Maar om dit te bewys sou moeilik wees, veral teen 'n magtige en goed verbonde familie. In die motor het sy haar vriendin en voormalige universiteitskollega se nommer geskakel. Patrys. Dis Karlien. Ek het jou hulp nodig met 'n ingewikkelde saak. Is jy nog by die gespesialiseerde kinderregte prokureursfirma? Ek het regsadvies nodig. Daardie aand kon Karlien nie slaap nie. Sy het in die bed rondgerol, gedink aan Sophia se smeekende stem, die ontstellende tekeninge, die robotiese gedrag wat die onderwyseres beskryf het. Kinders moenie bang wees om te speel nie. Kinders moenie smeek om nie alleen gelaat te word nie. Die vraag was, wat kon sy doen? Die Alberts familie het invloed, geld, prokureurs. Beweringe van emosionele verwaarlosing was moeilik om te bewys, veral as daar geen fisiese merke was nie, as die kind aan al haar materiële behoeftes voldoen het, as die stiefma publiek as 'n model van filantropie gesien is. Maar Karlien het geweet sy moet probeer. Want agter die sygordyne en die geslote deure van 'n herrehuis in Constantia, was 'n 6-jarige dogtertjie besig om van binne te verdwyn. Karlien het haar motor voor die klein koffiewinkel in Groenpunt geparkeer. Patrys Olivier het reeds by 'n diskrete tafel agter in die perseel gewag, met 'n leer dokumente en 2 koffies. Jy lyk uitgeput, het Patrys opgemerk toe Karlien naderkom. Op 35-jarige ouderdom was Patrys een van die mees gerespekteerde kinderregte prokureurs in Kaapstad. Die twee het saam gestudeer en hul vriendskap behou, selfs toe hulle verskillende paaie gevolg het. Ek kon nie slaap nie, het Karlien erken en 'n slukkie van die koffie geneem. Hierdie saak vreet my van binne op, Patty. Vertel my alles. Besonderhede. Karlien het haar besoek aan die Albertse herreis, Sophia se gedempte gille, die gesprek met die onderwyseres, die ontstellende tekeninge vertel. Patrys het aandagtig geluister en af en toe aantekeninge gemaak. Dit klink na ernstige emosionele verwaarlosing, het Patrys saamgestem toe Karlien klaar was. Maar jy weet hoe moeilik dit is om te bewys. En teen die Alberts familie. Onmoontlik. Nie onmoontlik nie. Moeilik. Ons het meer bewyse nodig. Getuies. Dokumentasie. Patrys het 'n slukkie koffie geneem. En ons moet slim wees, 'n frontale aanval teen mense van hierdie sosio-ekonomiese vlak kan jou loopbaan beëindig. Karlien het geknik, wetende dat haar vriendin reg was. Luisa Alberts was 'n konstante teenwoordigheid by liefdadigheidsgeleenthede, dikwels gefotografeer langs politici en regters. Rian Alberts het duisende mense in diens gehad en het die reputasie gehad as 'n visionêr in die tegnologiebedryf. Is daar iemand wat Sophia se behandeling by die huis waargeneem het? Voormalige werknemers, bure. Karlien het vir 'n oomblik gedink. Die herrehuis is in 'n geslote kompleks. Die bure het waarskynlik nie veel kontak nie. Wat die werknemers betref. Sy het gehuiwer. Luisa het genoem dat hulle 'n huishoudster en 'n drywer het. Dit is dalk die moeite werd om te ondersoek. Begin daar. En hou jou oë oop vir enige iemand wat iets relevant waargeneem het. Intussen Patrys het 'n kaart oor die tafel geskuif. Dit is Paul Marais, ondersoekende joernalis. Het saam met my gewerk aan ander sake van kinderverwaarlosing. Hy is diskreet en het etiek. As ons by 'n punt kom waar ons openbare druk nodig het, sal hy 'n waardevolle bondgenoot wees. Karlien het die kaart gevat, huiwerig. Sou media blootstelling nie skadelik vir Sophia wees nie?
Slegs as 'n laaste uitweg en sonder om haar direk te identifiseer. Soms is die bedreiging van blootstelling genoeg om verandering te veroorsaak. Mense soos die Alberts is obsessief oor hul openbare beeld. In die daaropvolgende dae het Karlien haar toegewy aan die bou van 'n inligtingsnetwerk. Sy het ontdek dat die kompleks waar die Alberts gewoon het, 'n interne park gehad het, wat op Sondagmiddels deur die inwonende kinders besoek is. Op die eerste beskikbare Sondag het sy strategies by 'n koffiewinkel geparkeer met 'n uitsig oor die ingang van die kompleks en gewag. Haar geduld is beloon toe sy teen ongeveer 4:00 die middag Luisa alleen in 'n luukse motor sien uitry het. 15 minute later het 'n swart Mercedes die kompleks verlaat, die Albert se drywer, het sy vermoed. Dit was haar kans. Sy het die wagpos genader en haar amptelike kenteken gewys. Goeiemiddag. Ek het verlede week tydens my amptelike besoek aan die Alberts familie belangrike dokumente vergeet. Mevrou Luisa het my gevra om dit direk aan meneer August, hul buurman, te oorhandig. Is hy tuis? Die sekuriteitswag, anders as die vorige een, het gehuiwer. Ek weet nie of ek kan nie. Dit is 'n kwessie van amptelike maatskaplike diens, het Karlien ferm aangedring. As u verkies, kan u meneer August bel en bevestig. Goed dan, het die sekuriteitswag toegegee, blykbaar nie lus om met belangrike inwoners te bots nie. Hy's 8, langs die Alberts. Karlien het bedank en doelgerig deur die kompleks gestap. Terwyl sy by die Alberts se huis verbygestap het, het sy die sy tuin opgemerk waar daar 'n klein swaai was, wat onaangeraak gelyk het. Toe sy by die buurhuis aankom, het sy diep asem gehaal en die klokkie gelei. 'n Gryskopman het geantwoord en op 'n kierie geleun. Ja. Goeiemiddag, meneer August. My naam is Karlien Meyer, ek is 'n maatskaplike werker. Ek ondersoek 'n delikate situasie en wil graag 'n paar vrae vra as u my kan help. Die man het haar vir 'n oomblik bestudeer, toe die deur verder oopgemaak. Kom in. Maar ek is nie 'n skinderbek nie, jong dame. Ek soek nie skinderpraatjies nie, meneer. Ek is bekommerd oor die welstand van 'n kind. In die gemaklike sitkamer het August Rout homself as 'n afgetrede universiteitsprofessor van 78 jaar oud, weewenaar, wat al meer as 2 dekades in die kompleks gewoon het, geopenbaar. Die Alberts het so 2 jaar gelede hierheen verhuis, het hy verduidelik. Ek het nie veel kontak met hulle nie. Hulle is teruggetrokke. En hul dogter, Sophia, het u haar al sien speel, interaksie met ander kinders in die kompleks? August het gefrons. Dis vreemd dat u dit vra. Die dogtertjie bring baie tyd alleen op daardie swaai in die tuin deur. Ure soms. Sonder toesig, selfs wanneer die son sterk is. Ek het al 'n paar keer daaraan gedink om water of 'n hoed aan te bied, maar ek sien nooit volwassenes naby om toestemming te vra nie. Karlien het aantekeninge gemaak. Het u al met haar gepraat? Ek het 1 keer probeer. Ek was besig om my plante water te gee toe ek haar daar sien sit het, heeltemal stil. Ek het gevra of sy 'n sap wil hê. Weet u wat sy geantwoord het? Ek mag nie goed van vreemdelinge aanvaar of my plek verlaat totdat tannie Luisa terugkom nie. Toe het sy stil gebly en reguit vorentoe gekyk en 6-jarige kind moenie so rigied wees nie. Het u die stiefma al met haar sien interakseer? Hulle is selde saam. Die vrou gaan baie uit, altyd netjies aangetrek asof sy na 'n vertoning gaan. Die dogtertjie bly gewoonlik by die bediende, maar self sy lyk instruksies te hê om afstand te hou. Ek kyk uit my vensters, die kamers op die 2de verdieping van my huis het 'n uitsig oor hul tuin. Die dogtertjie lyk, hoe kan ek sê, dekoratiewe voorwerp. Teenwoordig, maar nie deelagtig nie. Karlien het haar gesprek voortgesit en meer waarnemings van die afgetrede professor gekry. Toe sy weggaan, het hy haar gestop. Wag. Daar is iets wat dalk relevant is. Daar was 'n tuinier wat vir hulle gewerk het, Klaas, dink ek. Hy is skielik so wat 3 maande gelede afgedank. Ek het 'n argument gehoor. Blykbaar het hy 'n hondjie vir die dogtertjie gegee, sonder om die stiefma te raadpleeg. Sy was woedend. Weet u hoe ek hierdie Klaas kan vind? Hy werk in verskeie komplekse in die streek. Miskien het die portier sy kontakbesonderhede. 3 dae en verskeie oproepe later het Karlien Klaas Smit in 'n klein plantkwekery in die suidelike voorstede gevind. 'n Middeljarige man met 'n songebreinde vel van die buiteligwerk, wat haar aanvanklik met wantroue ontvang het. Die Alberts.
Hoekom wil jy van hulle weet, het hy gevra en 'n plant met meer krag as nodig gesnoei. Ek ondersoek die welstand van die dogter, Sophia. Klaas het gestop wat hy besig was om te doen en die snoeisker neergesit. Daardie dogtertjie, sy lyk soos 'n verskrikte voeltjie. Ek het byna 'n jaar daar gewerk. Ek het nog nooit so 'n leë kind gesien nie. Hoe so? Sy het in die tuin gesit terwyl ek gewerk het. Aanvanklik het ek probeer om met haar te praat. Vra oor die skool, oor speletjies. Kort geoefende antwoorde. Ek is goed, dankie. Die skool is geskik. Ek hou daarvan om te studeer. Watter kind praat so? Karlien het geknik en hom aangemoedig om voort te gaan. Met verloop van tyd het sy 'n bietjie by my begin ontspan. Eendag, terwyl ek die roosbosse gesnoei het, het sy my gevra of ek kinders het. Ek het foto's van my 2 seuns gewys. Sy het na daardie foto's gekyk asof dit van 'n ander planeet afkomstig was. Hulle lyk gelukkig, het sy gesê. Asof dit 'n vreemde konsep was. Klaas het na 'n waterkoeler gestap en 'n glas water gevul. Sy stem het laer geword, asof hy nog steeds bang was om gehoor te word. Ek het besef sy het nooit 'n speelding gehad nie. Nooit. Eendag het ek 'n verlate hondjie naby die kompleks gekry. Klein straathondjie. Ek het gedink dit sou goeie geselskap vir haar wees. Jy moes die kind se gesig gesien het toe sy die hondjie gesien het. Dit was die eerste keer dat ek haar regtig sien glimlag het. En wat het gebeur? Die stiefma het daardie dag vroeër teruggekom. Sy was woedend. Sy het gesê ek het alle grense oorskry, dat diere vuil was, dat dit allergieë veroorsaak het. Eintlik dink ek sy wou niks hê wat 'n emosionele band met die dogtertjie sou skep nie. Sophia het gehuil, gesmeek om die hondjie te hou. Dit was die enigste keer dat ek haar 'n sterk emosie sien toon het. Die stiefma het haar ingeneem en toe sy terugkom, my laaste betaling gegee. Sy het gesê my dienste was nie meer nodig nie. Weet u wat met die hondjie gebeur het? Die stiefma het gesê dit sou aan 'n geskikte familie geskenk word. Maar 2 weke later, toe ek met die motor by die kompleks verbygery het om 'n vriend te besoek wat daar werk, het ek Sophia op dieselfde swaai gesien. Alleen. Sonder die hondjie. Karlien het 'n knop in haar keel gevoel. Klaas, het u nog iets opgemerk tydens u tyd wat u daar gewerk het? Enigiets wat verwaarlosing of mishandeling aangedui het? Klaas het vir 'n oomblik nagedink. Ek het nooit iets gesien wat fisiese mishandeling genoem kon word nie. Maar daar was iets verkeerd. Die huis was soos 'n museum, mooi, koud, onaantastbaar. Perfek aan die oppervlak, leeg binne. Soos die stiefma self. En die ander werknemers. Was daar iemand wat 'n noue verhouding met Sophia gehad het? Daar was 'n babasitter, ouma Marlene, 'n ouer vrou, baie liefdevol. Sophia was dol oor haar. Maar dit het nie lank geduur nie. Sy is na 3 weke afgedank. Toe het 'n kok gekom wat spesiale koeke vir Sophia gemaak het. Sy is ook weggestuur. Ek het die patroon opgemerk, enigeen wat opregte liefde vir die dogtertjie getoon het, het gou verdwyn. Karlien het meer aantekeninge gemaak. Sou u die kontakbesonderhede van enige van hierdie voormalige werknemers hê? Van ouma Marlene, dalk. Sy woon in Khayelitsha. Sy het my haar nommer gegee toe sy afgedank is en gevra dat ek haar laat weet as ek iets verkeerd met die dogtertjie opmerk. Toe sy die kwekery verlaat het, het Karlien 2 nuwe kontakte gehad en 'n duideliker begrip van wat sy in die gesig gestaar het. Dit was nie net 'n emosioneel afsydige stiefma nie, dit het gelyk asof daar 'n sistematiese poging was om Sophia te isoleer, om haar van enige emosionele verbinding te ontneem. Terwyl sy terugry na die middestad, het haar selfoon gelei. Dit was Anna Klaasen, Sophia se onderwyseres. Karlien. Jammer om so te bel, maar iets het gebeur wat jy moet weet. Sophia het vandag nie skool toe gekom nie. Toe ons huis toe bel, het die stiefma gesê sy is siek. Maar gister het Sophia vir my 'n tekening gegee anders as die ander. Ek het gedink jy moet dit sien. Ek is nou op pad soontoe, het Karlien geantwoord en by die eerste geleentheid omgedraai. 20 minute later was sy in die onderwyseres se kantoor en het na 'n tekening gekyk wat haar hart laat saamtrek het. Dit was 'n voorstelling van 'n klein figuur binne wat 'n kas of donker kamer gelyk het. Daar was woorde rondom geskryf, die strafkamer. Geen lig. Geen speelgoed. Geen kos tot ek leer nie.
Sy het dit aan die einde van die klas gegee, sonder om iets te sê. Sy het dit net op my lesenaar gesit en weggehardloop, het Anna Klaasen verduidelik, haar gesig bleek van bekommernis. Karlien het die tekening met haar selfoon afgeneem en dit vir Patrys gestuur. Daarna het sy 'n oproep gemaak. Paul Marais. My naam is Karlien Meyer. Patrys Olivier het my die kontakbesonderhede gegee. Ek het u hulp nodig met 'n sensitiewe ondersoek. Sou dit moontlik wees om vandag te ontmoet? Terwyl sy op die antwoord gewag het, het sy weer na Sophia se tekening gekyk. Die emosionele verwaarlosing het in iets meer sinister verander. Sy kon nie meer bloot bewyse waarneem en versamel nie. Sy moes optree. Paul Marais se kantoor was in 'n ou gebou in die middestad van Kaapstad, naby Adelaidestraat. Die joernalis, 'n 40-jarige man met voortydige grys hare en oplettende oë agter sy dekraanbril, het aandagtig geluister terwyl Karlien die situasie uiteengesit het. So, ons het 'n kind wat emosioneel verwaarloos word, 'n sosiaal magtige stiefma met 'n onberispelike openbare beeld en 'n afwesige pa wat waarskynlik geen idee het wat aangaan nie, het Paul opgesom en die foto's van Sophia se tekeninge wat Karlien gebring het, georganiseer. Patrys het my gewaarsku dat hierdie saak uiterste diskresie sou vereis. Dit is 'n ernstige beskuldiging teen magtige mense, het Karlien bevestig. Maar elke nuwe bewys oortuig my meer en meer dat Sophia ly. Paul het die tekeninge vir 'n oomblik ontleed. Hierdie is ontstellend. Veral vir 'n 6-jarige kind. Hy het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Ek sal eerlik wees, Karlien. Hierdie soort saak is ingewikkeld. Emosionele verwaarlosing laat geen sigbare merke nie. Die samelewing is geneig om materiële voorsiening bo sielkundige welstand te waardeer. Die dogtertjie het alles, sal hulle sê. 'n Pragtige huis, topopvoeding, ontwerpersklere. Maar sy het nie wat regtig saak maak nie, het Karlien voltooi. Liefde. Emosionele sekuriteit. Warmte. Presies. En dit is waar die openbare mening gewoonlik verdeeld is. Paul het sy foon gegryp. Ons sal meer bondgenote nodig hê. Laat ek u aan iemand voorstel wat ons kan help om die sielkundige aspekte van hierdie saak te navigeer. Die volgende oggend het Karlien, Paul en Patrys de Renate Kombrink, 'n kinderpsigoloog wat in trauma spesialiseer, by haar spreekkamer in Tamboerskloof ontmoet. Isolasie as 'n vorm van straf is uiters skadelik vir kinderontwikkeling, het de Renate verduidelik nadat sy die bewyse wat tot dusver versamel is, ontleed het. Kinders op Sophia se ouderdom ontwikkel hul sin van veiligheid in die wêreld. Langdurige isolasie kan diepgaande skade aan die vermoë om gesonde bande te vorm veroorsaak. En wat van die robotiese gedrag wat die onderwyseres genoem het, het Karlien gevra. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. Die kind leer om haar natuurlike emosies te onderdruk om straf of verwerping te vermy. Dit werk op kort termyn, maar veroorsaak ernstige langtermynskade. Die sielkundige het deur haar aantekeninge geblaai. Hierdie tekeninge is besonder kommerwekkend. Hulle dui op 'n diep gevoel van verlating, vrees en hulpeloosheid. Wat het ons nodig om 'n stewige saak te bou, het Patrys gevra. Ideaal gesien, formele sielkundige evaluering van die kind. Maar ek vermoed dat toestemming onwaarskynlik is, gegeewe die omstandighede. Prakties onmoontlik, het Karlien bevestig. Dan het ons meer getuienisse nodig. Mense wat die gesinsdinamika direk waargeneem het. En, indien moontlik, dokumentasie van die sielkundige impak op die kind, gedragsveranderinge, akademiese agteruitgang, fisiese reaksies op stres. Toe hulle die spreekkamer verlaat het, het die groep, wat nou uit 4 vasberade professionele persone bestaan het, 'n aksieplan gehad. Paul sou sy kontakte gebruik om Lise Albert se agtergrond diskreet te ondersoek. Patrys sou die nodige regsdokumentasie voorberei om uiteindelik 'n klagte formeel in te dien. De Renate sou leiding gee oor hoe om bewyse van sielkundige trauma te dokumenteer. En Karlien sou voortgaan om na getuies te soek. Haar eerste stop was Khayelitsha, waar Marlene Steyn, Sophia se voormalige babasitter, in 'n eenvoudige maar goed versorgde huis gewoon het. Ek het net 3 weke daar gewerk, het die 63-jarige vrou vertel terwyl sy koffie in kleurvolle bekers bedien het. Haar klein woonstel was versier met foto's van kinders, haar kleinkinders, het sy verduidelik. Ek is aangestel kort nadat mevrou Lisa met meneer Jaan getrou het. Aanvanklik het ek gedink dit is 'n droom, uitstekende salaris, voordele, werk in 'n herhuis. En wat het gebeur?
Die dogtertjie Sophia my hart het vir haar gebreek. So beleefd, so stil. In die eerste paar dae het sy skaars met my gepraat, sy het net gekyk. Gaandeweg het sy begin naderkom. Eens, toe ek haar bed opgemaak het sy my gevra of sy my kon help. My ma en ek het altyd saam opgemaak, het sy gesê. Marlene het 'n slukkie koffie geneem voordat sy voortgegaan het. Ek het haar by klein take begin insluit. Servette vou, speelgoed organiseer. Sy het gelyk gelukkig. Eendag in middag was ons in die kombuis besig om koekies te bak toe mevrou Luisa vroeër teruggekom het. Sy het by die deur gestaan en na ons twee gekyk, na die meel op ons klere. Sy het toe niks gesê nie, maar daardie selfde aand het sy my in die kantoor geroep. Wat het sy gesê? Dat ek Sophia oormatig bederf. Dat die dogtertjie onafhanklikheid moes leer, nie aan volwassenes moes vassit nie. Sy het reëls opgestel, geen aktiwiteite saam nie, slegs basiese toesig. Sophia moes alleen speel, alleen eet, alleen in haar kamer wees tydens studietye. Marlene het diep gesug. Ek het probeer om die reëls te volg, maar hoe kan 'n mens 'n kind wat haar ma verloor het, 'n drukkie weier? Eendag het Sophia in die tuin geval, haar knie geskaaf. Niks ernstig nie, maar sy het gehuil. Ek het haar vasgehou, die wond skoongemaak, 'n soentjie gegee soos ek met my kleinseun sou doen. Mevrou Luisa het dit deur die venster gesien. Ek is daardie selfde middag afgedank. Het sy 'n amptelike regverdiging gegee. Sy het gesê ek was emosioneel ongedissiplineerd en het haar opvoedkundige metodes gesaboteer. Marlene het haar kop geskud. Voordat ek weg is, het Sophia na my gehardloop, my omhels. Sy het in my oor gefluister, asseblief, moenie weggaan soos mamma nie. Dit het my hart gebreek. Mevrou Luisa het haar aan die arm getrek en gesê sy is manipulerend, 'n kind van 5 jaar oud. Terwyl Karlien aantekeninge gemaak het, het Marlene na 'n laai gegaan en 'n koevert uitgehaal. Ek hou dit sedert 10. Ek weet nie of dit help nie, maar sy het vir Karlien 'n gevoude vel papier gegee. Dit was 'n tekening deur Sophia, 'n klein en 'n groot figuur, hand aan hand, omring deur harte. Bo-op, in kinderlike letters, ek en ouma Marlene. Kan ek dit hou? Natuurlik. En daar is nog iets wat jy moet weet. Daar was 'n vreemde roetine in die huis. Wanneer Sophia ongehoorsaam was, wat enigiets kon wees van 'n glas omgooi tot praat tydens aandete, is sy na haar kamer gestuur. Maar dit was nie 'n eenvoudige gaan na jou kamer nie. Mevrou Luisa het die deur gesluit. Vir ure. Karlien het haar maag sien draai. Hoe lank? Dit het gewissel. 2, 3, soms 4 ure. Tot sy haar les leer, het sy gesê. Eens was dit die hele nag. Sophia het sap op die mat in die sitkamer gemors. Karlien het Marlene se getuienis noukeurig gedokumenteer en die klank met toestemming opgeneem. Toe sy vertrek het, het sy beloof om in kontak te bly en verseker dat hulle besig was om Sophia te help. Haar volgende stop was ewe onthullend. Maria Schutze, die voormalige kok, het die patroon bevestig. Enigeen wat emosionele bande met Sophia ontwikkel het, is stelselmatig uit die omgewing verwyder. Dit was asof die stiefma jaloers was, het Maria geteoretiseer. Nie net normale jaloesie nie, maar iets siekliks. Asof sy nie wou hê Sophia moes enige verbinding met enige iemand hê nie. 3 dae later het die groep weer by Paul se kantoor bymekaar gekom om ontdekkings te deel. Ek het interessante inligting oor ons teiken gekry, het Paul begin. Voordat sy mevrou Alberts was, was Luisa Mendona 'n tweede vlak model wat probeer het om die sakewêreld te betree. Sy het 2 maatskappye gehad wat bankrot gegaan het. Sy was feitelik bankrot toe sy Rian Alberts by daardie liefdadigheidsgeleentheid ontmoet het, wat sy terloops nie georganiseer het nie. Sy het net as 'n ontvangsdame gewerk. So die storie van haar stigting het Karlien gevra. Dit het eers na die huwelik ontstaan met sy geld. Dit lyk meer soos 'n voertuig vir sosiale bevordering as opregte filantropie. En daar is meer, dit is haar 3de huwelik. Die vorige 2 was ook met ryk mans, alhoewel nie so ryk soos Rian nie. Beide het in minder as 2 jaar geëindig. Fortuinjagter, het Patrys gemompel. Moontlik. Maar die interessante is die patroon. In albei vorige huwelike het die mans kinders uit vorige verhoudings gehad. Voormalige werknemers rapporteer soortgelyke gedrag, emosionele afstand, streng reëls, isolasie. Karlien het gefrons. So, dit is nie net met Sophia nie.
Dit is 'n patroon van haar gedrag met enige kind wat 'n vorige band van die man verteenwoordig. Presies. En daar is nog 'n relevante detail, Lisa kan nie biologiese kinders hê nie. Sy moes haar baarmoeder op 25-jarige ouderdom weens komplikasies van endometriose laat verwyder. Renate het ingegryp. Dit voeg 'n interessante sielkundige laag by. Daar kan 'n komponent van diepgaande wrevel wees. Onbekwaam om haar eie kinders te hê, moet sy die dogter van 'n ander vrou hanteer, wat 'n onuitwisbare band tussen haar man en die oorlede eksvrou verteenwoordig. Dit sou verduidelik waarom sy Sophia emosioneel isoleer, maar die perfekte voorkoms handhaaf, het Patrys besin. Dit is nie net willekeurige wreedheid nie. Dit is 'n berekende metode om die dogtertjie se belangrikheid in haar pa se lewe te verminder, sonder om openlik nalatig te lyk. Ek het nog iets gekry, het Karlien bygevoeg en haar tablet gewys. Die huidige huishoudster van die Alberts, Johanna, het ingestem om diskreet met my te praat. Sy is bekommerd oor Sophia, maar is bang om haar werk te verloor. Sy het my dit vanoggend gestuur. Op die tablet het die groep 'n foto gesien van 'n gedrukte skedule getiteld Sophia se roetine. Dit was noukeurig met elke uur van die dag regietbeheer, tye vir studie, etes, altyd alleen, refleksietyd, wat Johanna verduidelik het die eufemisme was vir die periodes van isolasie in die kamer. Daar was geen vrye tyd, geen speletjies, geen sosiale interaksie nie. Dit is feitelik 'n programmering om 'n robot te skep, nie 'n kind nie, het Paul verskrik opgemerk. En daar is meer, het Karlien voortgegaan. Johanna het bevestig dat Sophia selde met die stiefma interakseer. Etes word in die kamer bedien. Daar is geen gesprekke, geen drukkies, geen enkele demonstrasie van liefde nie. Die kommunikasie is streng funksioneel. Is die huiswerk klaar? Het jy jou goed opgeruim? Het jy jou goed gedra op skool? Sistematiese emosionele verwaarlosing het Renate afgesluit. Die impak hiervan op psigososiale ontwikkeling is ernstig. Ons praat van skade wat jare se terapie kan verg om te behandel. En die pa het Paul gevra. Besef hy regtig niks hiervan nie? Volgens Johanna is hy selde tuis. Wanneer hy wel is, orkestreer Lisa perfekte vertonings. Sophia word geïnstrueer om te glimlag, om oor haar akademiese prestasies te praat, om perfek aangepas te lyk. Enige afwyking van hierdie skrif lei tot meer refleksietyd. Patrys het die aantekeninge ontleed. Ons het 'n sterk saak vir emosionele verwaarlosing en doelbewuste sielkundige isolasie. Die vraag is, hoe moet ons voortgaan? Formele klagte by die Kinderbeskermingsraad sou onmiddellik agterdog wek, en Lisa sou waarskynlik haar kontakte gebruik om die ondersoek te onderdruk. Ons moet die pa direk benader, het Karlien voorgestel. As hy regtig nie weet wat aangaan nie. Dit is riskant, het Paul gewaarsku. As hy heeltemal onder die invloed van sy vrou is, kan hy haar waarsku, en sy sal Sophia nog meer onbereikbaar maak. Maar as hy 'n pa is wat regtig omgee, net onbewus is van wat in sy afwesigheid gebeur, kan dit ons beste kans wees, het Renate aangevoer. Die groep het byna 'n uur lank strategieë bespreek. Uiteindelik het hulle tot 'n konsensus gekom. Paul sou sy kontakte in die korporatiewe wêreld gebruik om Rian Albert se persoonlike e-posadres te bekom. Hulle sou geselekteerde bewyse stuur, die mees onthullende tekeninge, Marlene se getuienis, foto's van die skedule, saam met 'n noukeurig opgestelde brief, wat die bekommernisse verduidelik sonder direkte beskuldigings. 3 dae later was Karlien in haar klein woonstel besig om verslae van ander sake te hersien, toe haar foon gelei het. Onbekende nommer. Karlien Meder. Ja, wie praat? My naam is Rian Alberts. Ek het u e-pos oor my dogter ontvang. Ons moet praat. Môre 9 van koffie vir genoeg in Breestraat. Kom asseblief alleen. Voordat Karlien kon antwoord, het hy neergesit. Haar hart het vinnig geklop. Sophia se pa het die boodskap ontvang. Nou sou alles afhang van hoe hy sou reageer op die verwoestende inligting oor sy dogter se emosionele lewe. Koffie vir genoeg in Breestraat was byna leeg op daardie tyd van die oggend. Karlien het 15 minute voor die afspraak aangekom en 'n diskrete tafel agterin gekies. Sy het sleg geslaap en al die bewyse in haar gedagtes herhaal, bekommerd oor Rian Albert se reaksie. Sou hy 'n potensiële bondgenoot wees of net nog 'n struikelblok? Presies 9 met 'n lang man die koffiewinkel binnegekom. Hy het jeans 'n eenvoudige blou hemp en 'n sonbril gedra, heel anders as die beeld van die tegnologie-uitvoerende beampte wat sakeblaaie versier het.
Tog het Karlien hom dadelik herken. Riaan Alberts het 'n teenwoordigheid gehad wat onmoontlik was om te ignoreer, selfs in informele drag. Hy het die omgewing geskandeer, Karlien opgemerk en direk na haar tafel gestap. Juffrou Meyer, het hy gevra en sy hand uitgesteek. Meneer Alberts, dankie dat u gekom het Karlien geantwoord en sy hand ferm geskit. Riaan het gaan sit en sy sonbril afgehaal. Sy oë was rooi met diep donker kringe. Dit het gelyk of hy ook nie geslaap het nie. Ek het u e-pos gisteraand ontvang. Ek het alles gelees. 3 keer. Sy stem was beheerst, maar Karlien kon 'n onderliggende spanning waarneem. Ek moet die oorspronklike tekeninge sien. Karlien het haar leer oopgemaak en die tekeninge van Sophia noukeurig op die tafel geplaas. Riaan het hulle een vir een in stilte ondersoek. Sy uitdrukking het neutraal gebly, maar sy vingers het effens gebewe. Is dit op skool gemaak, het hy uiteindelik gevra. Die meeste ja. Hierdie een, het sy die tekening van die donker kamer aangedui, is aan die onderwyseres gegee die dag voor 'n skielike afwesigheid van Sophia. Riaan het in stilte voortgegaan, elke streep, elke woord wat met sy dogter se kinderlike handskrif geskryf is, ontleed. Toe hy by die tekening van ouma Marlene gekom het sy gesig uiteindelik emosie verraai, 'n vinnige samentrekking van die kakebeen, langer knip van die oë. Ek het nooit enige Marlene geken nie, het hy saggies gesê. Sy was Sophia se babasitter. Het 3 weke in die huis gewerk. Sy is afgedank omdat sy liefde vir die dogter getoon het. Riaan het sy oë opgeslaan en Karlien se vaste blik ontmoet. Hoe is jy so seker daarvan? Ek het Marlene persoonlik onderhou, asook ander voormalige werknemers. Almal rapporteer dieselfde patroon. Enigeen wat emosionele bande met Sophia ontwikkel het, is stelselmatig verwyder. 'n Kelner het nader gekom en Riaan het 'n dubbele espresso bestel. Karlien het opgemerk dat sy hande nou sigbaar gebewe het. Meneer Alberts, ek weet dit is ernstige beskuldigings. Ek bevraagteken nie u beskuldigings nie, het hy onderbreek, sy stem steeds beheerst, maar met 'n toenemende intensiteit. Ek bevraagteken hoe ek so blind kon wees. Hoe ek dit nie opgemerk het nie. Karlien het 'n flits van hoop gevoel. Dit was nie die reaksie van 'n verdedigende of ongelowige man nie. Dit was die reaksie van iemand wat 'n pynlike waarheid in die gesig staar. U agenda is uiters besig. Soos ek verstaan, spandeer u meer as 200 dae per jaar op reis. 237 verlede jaar, het hy reggestel met bitterheid in sy stem. Internasionale uitbreiding, nuwe markte, strategiese vennootskappe. Daar was altyd 'n perfek logiese rede om weg te wees. Die koffie het aangekom en Riaan het 'n slukkie geneem voordat hy voortgegaan het. Wanneer ek tuis is, lyk Sophia goed. Stil, beleefd, sekerlik, maar ek het gedink dit is haar temperament. Luisa sê altyd sy is van nature introspektief. En die interaksies tussen hulle? Wat neem u waar? Riaan het gefrons en nagedink. Nou dat u dit noem, dit is formeel. Gestruktureerd. Ek het nooit spontane demonstrasies van liefde gesien nie. Maar Luisa het verduidelik dat sy Sophia se emosionele ruimte respekteer en haar toelaat om die rou oor haar ma te verwerk. Meneer Alberts, wat haar tekeninge toon, is nie 'n kind wat rou op 'n gesonde manier verwerk nie. Dit is 'n kind wat diep geïsoleer, emosioneel verwaarloos word. Riaan het sy hand deur sy hare gevee, sigbaar ontstel. Het sy hierdie periodes van isolasie in die kamer genoem? Hierdie strawe? Nooit direk aan my nie. Maar voormalige werknemers het dit bevestig. Langdurige periodes alleen in die kamer toegesluit, sonder stimulie, sonder troos, 'n vorm van straf wat spesialiste as uiters skadelik vir kinderontwikkeling beskou. My God, het Riaan gemompel en weer na die tekeninge gekyk. Sophia het nooit hieroor gepraat nie. Nooit gekla nie. Kinders in situasies van emosionele verwaarlosing kla dikwels nie. Hulle pas aan, onderdruk hul behoeftes, word wat die volwassenes van hulle verwag. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. Riaan het vir etlike minute stil gebly en weer deur die tekeninge geblaai. Karlien het geduldig gewag. Uiteindelik het hy na haar gekyk. Wat moet ek nou doen? Eerste ding, onafhanklike sielkundige evaluering vir Sophia. Ons het 'n uitstekende spesialis, Renate Kombrink, wat reeds bekend is met die saak. En dan? Dit sal afhang van die resultate van die evaluering en u eie waarnemings vorentoe.
Meneer Alberts, die huidige situasie is onhoudbaar vir die dogter se emosionele welstand. Beduidende veranderinge sal nodig wees. Riaan het stadig geknik. Ek verstaan. Ek sal my agenda herorganiseer. Reise kanselleer. Meer teenwoordig wees. Dit sou 'n uitstekende eerste stap wees. Wat Luisa betref, moet ek haar konfronteer. Karlien het gehuiwer. Miskien is dit verstandig om eers waar te neem. Sien met die eie oë die dinamika wanneer u nie daar is nie. Mense soos u vrou is uiters vaardig om voorkoms te handhaaf. Riaan het sy koffie klaargemaak. Ek sal vandag 'n sakereis aankondig, maar ek sal in 'n hotel in die stad bly. Ek sal sê ek sal oor 'n week terug wees. Kom ons kyk hoe Luisa en Sophia interakseer wanneer hulle glo ek is weg. Dit kan waardevolle bewyse lewer. En wat die sielkundige evaluering betref, hoe doen ek dit sonder om agterdog te wek? Ons kan dit aanbied as deel van 'n nuwe skoolprogram vir psigo-opvoedkundige monitering. Iets waaraan alle kinders deelneem. Riaan het sy foon gegryp. Ek sal nou die skool bel en enige sielkundige evaluering wat Sophia se onderwyser is aanbeveel magtig. Terwyl hy die oproep weg van die tafel gemaak het, het Karlien vinnige boodskappe aan Patrys, Paul en Renate gestuur en hulle op hoogte gebring van die positiewe ontwikkeling. Die pa was bereid om saam te werk, te ondersoek, veranderinge aan te bring. Dit was meer as wat hulle kon hoop. Toe Riaan na die tafel teruggekeer het, het hy meer vasberade gelyk. Dit is gedoen. Die skoolhoof sal alles diskreet organiseer. Nou, ek moet weet presies watter tekens ek in die volgende paar dae moet waarneem. Karlien het die aanwysers van emosionele verwaarlosing in detail verduidelik: langdurige isolasie, meganiese interaksie sonder emosionele warmte, afwesigheid van liefdevolle fisiese kontak, dissipline gebaseer op ontbering in plaas van lyding, gebrek aan sosiale en ontspanningsstimulasie. En ek moet hê u vertrou ons, het Karlien beklemtoon. Ons is almal aan Sophia se kant. Ek vertrou julle, het Riaan geantwoord en sy dogter se tekeninge noukeurig weggebêre. En ek sal dit regmaak. Maak nie saak wat dit kos nie. 3 dae later het Karlien 'n oproep van Paul Marais ontvang. Ons het 'n probleem, het die joernalis sonder omhaal gesê. Die stiefma het teruggekap. Ek het pas inligting van 'n kontak by die munisipale raad vir maatskaplike hulp ontvang. Luisa Alberts het 'n formele klagte teen u ingedien, waarin sy teistering, onprofessionele gedrag en tendensieuse interpretasie van wettige opvoedkundige metodes beweer. Hoe het sy uitgevind, het Karlien stomgeslaan gevra. Ek is nie seker nie, maar my raaiskoot is dat iemand by die skool iets gesê het. Die klagte noem spesifiek u besoek aan Sophia se onderwyser is en die tekeninge. En nou, u is tydelik geskort van u pligte totdat 'n interne ondersoek afgehandel is. Karlien het haar maag voel wegsak. Sy probeer my van Sophia weghou. Presies. En dit is nie al nie. Luisa gebruik haar sosiale invloed. Sy het reeds aansienlike skenkings aan 3 kinderbeskermingsorganisasies gemaak en posisioneer haarself as 'n voorstander van kinderwelstand. Sy bou 'n openbare narratief wat haar teen enige beskuldiging beskerm. En Riaan, weet hy hiervan? Ek kon hom nog nie kontak nie. Volgens die plan moes hy tot môre reis. Die volgende dag is Karlien formeel in kennis gestel van haar skorsing. Die brief het die ernstige beweringe van professionele wangedrag en die misinterpretasie van streng, maar wettige opvoedkundige metodes genoem. Die taalgebruik was byna identies aan wat Luisa in haar klagte gebruik het, 'n duidelike teken dat sy kontakte binne die departement gehad het. Sittend in haar woonstel, omring deur die saakdokumente en sonder om amptelik iets te kon doen, het Karlien magteloos gevoel. Haar loopbaan was in gevaar, maar belangriker, Sophia het in dieselfde verskriklike situasie voortgegaan. Die foon het gelei. Dit was 'n onbekende nommer. Hallo. Karlien. Dis Riaan. Ons moet dadelik ontmoet. Ek het bewyse. 'n uur later het hulle weer by dieselfde koffiewinkel ontmoet. Riaan het verander gelyk, die beheerde voorkoms het plek gemaak vir 'n ingehoue woede. Op sy tablet het hy vir Karlien video's gewys wat hy in die afgelope dae in die geheim opgeneem het, met behulp van sekuriteitskameras wat in sy huis geïnstalleer is sonder Luisa se medewete. Die beelde was ontstellend. Sophia word ure lank heeltemal geïgnoreer. Luisa loop by haar verby asof sy 'n meubelstuk is.
Die dogtertjie eet alleen in haar kamer, terwyl die stiefma vriende in die sitkamer vermaak. En die ergste, Sophia smeek om nie alleen in die kamer gelaat te word nie, word deur die stiefma gesleep, die onmiskenbare geluid van 'n sleutel wat in die slot draai. Dit is sielkundige marteling, het Riaan gesê, sy stem bewende van woede. My dogter leef in 'n emosionele woestyn terwyl ek 'n ryk aan die ander kant van die wêreld bou. Ek het gehoor ek is geskort, het Karlien opgemerk. Luisa het ons ondersoek ontdek. Sy is slimmer as wat ons gedink het, het Riaan erken. Maar ek is slimmer as sy. Ek het reeds my prokureurs opdrag gegee. Ek begin onmiddellike egskeidingsproses en versoek volle toesig oor Sophia. Dit is wonderlik, maar sy sal veg. Sy het die openbare beeld in haar guns. Los dit vir my, het Riaan met 'n koue vasberadenheid geantwoord. Ek het hulpbronne wat sy nie eers kan dink nie. En belangriker, ek het die waarheid aan my kant. Ek sal my dogter beskerm, maak nie saak wat dit kos nie. Terwyl sy die koffiewinkel verlaat het, het Karlien 'n boodskap van Patrys ontvang, dringend. Luisa beplan om Sophia uit die land te neem. Reis vir Sondag geskeduleer, verrassingsvakansie in Switserland. Ons moet nou optree. Die tyd het opgeraak. Die stryd om Sophia se welstand het pas begin, en die insette kon nie hoër wees nie. Marcel Botha, een van Kaapstad se mees vooraanstaande familieregprokureurs, se kantoor was Vrydagoggend vol. Riaan het aan die hoof van die vergadertafel gesit, terwyl Karlien, Patrys, Paul en Renate die ander plekke ingeneem het. In die middel van die tafel het 'n skootrekenaar die video's gewys wat deur Riaan se geheime kameras opgeneem is. Dit is genoeg vir 'n dringende beskermingsbevel, het Marcel bevestig nadat hy die materiaal nagegaan het. Die poging om die kind sonder u medewete na die buiteland te neem, meneer Alberts, gekombineer met hierdie bewyse van emosionele verwaarlosing, gee ons 'n stewige basis. Die probleem is tyd, het Patrys gewaarsku. Vandag is Vrydag, die vlugte is vir Sondag geskeduleer. Die regstelsel is nie bekend vir sy spoed nie. Ek het 'n waarnemende regter wat ons vandag nog kan spreek, het Marcel geantwoord. Ons sal 'n voorlopige sielkundige verslag benodig. Renate. Die kinderpsigoloog het geknik. Ek kan 'n analise voorberei gebaseer op die tekeninge, die video's en die getuienisse van die voormalige werknemers. Dit vervang nie 'n direkte evaluering nie, maar dit sal die dringende risiko's vir Sophia se psigo-emosionele ontwikkeling beklemtoon. En wat van my skorsing, het Karlien gevra. Dit beperk my vermoë om amptelik op te tree. Eintlik kan dit 'n voordeel wees, het Paul voorgestel. Luisa glo dat sy u geneutraliseer het. Sy sal nie 'n so vinnige teenaanval verwag nie. Riaan, wat stil was, het uiteindelik gepraat. Ek wil dit reg doen. Sonder skandale, sonder onnodige mediablootstelling. Sophia het reeds genoeg trauma beleef. Ek stem ten volle saam, het Renate geantwoord. Die prioriteit is die welstand van die kind, nie om die stiefma te straf nie, hoe sy dit ook al verdien. So, kom ons stel 'n aksieplan op, het Marcel voorgestel en dokumente georganiseer. Eerstens 'n beskermingsbevel wat Sophia verhinder om die land te verlaat sonder geregtelike magtiging. Tweedens 'n versoek om voorlopige eksklusiewe toesig vir Riaan, hangende 'n volledige sielkundige evaluering. Derdens 'n beperkende bevel wat Luisa verhinder om onbeheerde kontak met Sophia te hê tydens die ondersoek. Sal dit haar nie verras nie, het Paul gevra. Sy kan probeer om die reis te vervroeg. Daarom het ons 'n parallelle strategie nodig, het Riaan geantwoord en sy foon gewys. Ek het pas 'n boodskap aan Luisa gestuur en gesê my reis is met nog 3 dae verleng. Ek het ook genoem dat ek 'n spesiale geskenk vir Sophia gestuur het wat vanaand behoort te arriveer, iets wat sy glo baie graag wou hê. Hou haar aan die verwagting, sonder agterdog, het Karlien verstaan. Presies. En intussen het ek private sekuriteitsspanne wat die huis diskreet monitor. As Luisa Sophia probeer uitneem, sal ek onmiddellik gewaarsku word. Die groep het onvermoeid vir die volgende paar uur gewerk. Patrys en Marcel het die regsdokumente opgestel. Renate het 'n gedetailleerde sielkundige verslag voorberei, wat beklemtoon hoe die waargenome patrone beduidende sielkundige skade aangedui het. Paul het sy kontakte geaktiveer om enige beweging van Luisa by lughawens of reisagentskappe te monitor. En Karlien het al die getuienisse en bewyse wat tydens haar ondersoek versamel is, saamgestel. Teen 4:00 die middag het Marcel van 'n noodverhoor met die waarnemende regter teruggekeer, met 'n amptelike dokument in sy hand.
Ons het die beskermingsbevel gekry, het hy aangekondig. Sophia is amptelik verbied om die land te verlaat sonder geregtelike magtiging. Ons het ook magtiging vir 'n onmiddellike sielkundige evaluering, wat deurslaggewend sal wees vir die besluit oor toesig. En hoe doen ons dit sonder om Lysa te alarmeer, het Karlien gevra. Riaan het na sy horlosie gekyk. Sophia behoort nou van die skool af terug te wees. Tipies het Lysa 'n sosiale afspraak Vrydag aand, 'n filantropiegroep wat by die Kaapstadse klub bymekaar kom. Bevestig, het Paul gesê en na sy foon gekyk. My kontak sê sy is op die bywoningslys vir vanaand se geleentheid. Dan het ons 'n venster, het Riaan afgesluit. Die huidige huishoudster, Johanna, is aan ons kant. Sy kan ons toegang vergemaklik terwyl Lysa weg is. Maar hoe sal ons teenwoordigheid aan Sophia verduidelik? Ons wil haar nie verder traumatiseer nie, het Renate gewaarsku. Ons kan sê ek is 'n vriendin van haar pa wat die spesiale geskenk gebring het Karlien voorgestel. Dit sal ons 'n paar oomblikke gee vir aanvanklike evaluering sonder om alarm te veroorsaak. Die plan is noukeurig opgestel. Riaan sou versteek bly, sy onverwagte teenwoordigheid sou onmiddellik agterdog wek. Karlien en Renate sou na die herehuis gaan tydens Lysa se afwesigheid. Paul sou die stiefma se bewegings monitor. Patrys en Margiel sou gereed bly vir enige dringende regsbehoeftes. Om 8:00 die aand het Karlien en Renate 'n blok voor die Albert se herehuis stilgehou. Onthou, ons moet natuurlik wees, het Karlien gewaarsku. Sophia is waarskynlik gewoond aan mense wat vals vriendelik is. My prioriteit is om 'n aanvanklike band van vertroue te vestig, het die sielkundige geantwoord. Sonder druk, sonder indringende vrae. Net opregte teenwoordigheid. Johanna, die bediende, het die syhek diskreet oopgemaak. Mevrou Lysa het 'n halfuur gelede uitgegaan, het sy gefluister. Sophia is in haar kamer, soos altyd. Die herehuis het snags nog kouer gelyk, met sy berekend atmosferiese ligte, sy minimalistiese dekor, sy algehele afwesigheid van menslike warmte. Terwyl sy die trappe op is, het Karlien 'n knop in haar keel gevoel toe sy haar voorgestel het dat Sophia ontelbare ure alleen in daardie steriele omgewing deurgebring het. Johanna het saggies aan die kamer deur geklop. Sophia, daar is 'n paar vriendinne van jou pa hier. Hulle het iets vir jou gebring. Na 'n oomblik van stilte het 'n klein stemmetjie gehoor. Kan ek oopmaak? Natuurlik, my skat. Die deur het stadig oopgemaak. Sophia Alberts was selfs kleiner in persoon as wat sy op die foto's gelyk het. Bruin hare noukeurig gekam, eenvoudige maar duidelik die rok, en oë wat gelyk het of dit aan iemand veel ouer behoort, wat met berekende versigtigheid kyk. Hallo Sophia, het Karlien gesê en gekniel om op die dogtertjie se hoogte te wees. My naam is Karlien. Ek is 'n vriendin van jou pa. Sophia het haar gesig vir 'n oomblik bestudeer. My pa is op reis. Ja, hy is. Maar hy het ons gevra om iets spesiaals vir jou te bring. Renate het saggies nader gekom en 'n kleurvolle boks gedra. Hallo Sophia. Ek is Renate. Jou pa het gesê jy sal hiervan hou. Sophia het na die boks gekyk met 'n mengsel van nuuskierigheid en wantroue, 'n ongewone reaksie vir 'n 6-jarige kind voor 'n geskenk. Kan ek dit nou oopmaak? Het sy gevra sonder entoesiasme, meer asof sy protokol nagaan. Natuurlik, het Karlien geantwoord. Dis joune. Met noukeurige sorg het Sophia die stryk losgemaak en die boks oopgemaak. Binne was 'n teddybeer wat uiters soortgelyk was aan die verweerde een wat sy altyd skool toe gedra het, die een wat, volgens die onderwyser is, haar enigste troos was. Dis 'n broer vir Teddy, het Karlien saggies verduidelik. Jou pa het gesê Teddy voel dalk alleen. Dit was asof 'n klein skriffie in 'n soliede muur oopgegaan het. Sophia se oë het vir 'n oomblik geglinster, haar klein handjies het die nuwe beer met eerbied vasgehou. Teddy sal nooit weer alleen wees nie, het sy gevra, haar stem skielik kinderliker, kwesbaarder. Nooit weer nie, het Karlien beloof en trane in haar eie oë gevoel opkom. Sophia, het Renate saggies gevra, kan ons Teddy ook ontmoet? Die dogtertjie het gehuiwer, toegeknik. Sy het na die perfek opgemaakte bed gegaan en die verweerde beer wat onder die kussing versteek was, opgetel. Sy het dit saam met die nuwe een omhels, asof sy ou vriende voorstel. Sophia, het Karlien versigtig gevra, wil jy vir ons jou kamer wys? Dit lyk soos 'n baie mooi plek.
Dit was 'n sagte evalueringstaktiek, 'n manier om die kind se omgewing te observeer sonder om haar te intimideer. Sophia het weer geknik en begin om die noukeurig georganiseerde kamer te wys. Daar was duur speelgoed, maar dit het onaangeraak gelyk. Boeke was perfek in lyn sonder tekens van gebruik. 'n Skryfbank met skoolmateriaal wat met militêre presisie gerangskik was. "En waar speel jy?" het Renate terloops gevra. Sophia het met opregte verwarring na haar gekyk. "Speel? Ja, wanneer jy nie studeer of slaap nie." Die dogtertjie het effens gefrons, asof sy 'n vreemde konsep probeer ontsyfer. "Ek oefen klavier. En ek doen gevorderde wiskunde oefeninge." "En met wie praat jy wanneer jy tuis is?" Sophia het na die 2 beertjies in haar arms gekyk. "Met Teddy," het sy saggies geantwoord. "Maar net wanneer ons alleen is." Tannie Luisa sê om met speelgoed te praat is babadinge. Karlien het 'n betekenisvolle blik met Renate uitgeruil. Die sielkundige het diskreet geknik, sy het al die bevestigings gekry wat sy nodig gehad het. "Sophia," het Karlien saggies gevra, "bly jy baie alleen hier in die kamer?" Die dogtertjie het sigbaar verstyf. "Ek mag nie met vreemdelinge oor Tannie Luisa se opvoedkundige metodes praat nie." Die gememoriseerde antwoord was meer onthullend as enigiets wat Sophia spontaan kon gesê het. 'n 6-jarige kind sou nooit natuurlike uitdrukkings soos opvoedkundige metodes gebruik nie. "Dis reg," het Renate verseker. "Jy hoef nie daaroor te praat as jy nie wil nie." Op daardie oomblik het Karlien se foonvibrasie, 'n boodskap van Paul, Luisa het die geleentheid vroeër verlaat. "Keer terug huis toe. Geskatte aankomstyd 15 minute." "Sophia," het Karlien gesê en haar stem kalm gehou ten spyte van die interne alarm, "ons moet nou gaan. Maar ons wou sê dat jou pa jou mis en binnekort terug sal wees." "Regtig?" het Sophia gevra, 'n seldsame emosie wat in haar stem deurskemer. "Absoluut waar," het Karlien beloof. Terwyl hulle voorberei het om te vertrek, het Sophia iets onverwags gedoen. Sy het nader gekom en die nuwe beertjie vir Karlien gegee. "Kan jy dit so lank hou?" het sy saggies gevra. Tannie Luisa hou nie van nuwe speelgoed wat sy nie gekies het nie. Karlien se hart het saamgetrek. "Natuurlik, my skat. Ek sal dit baie goed hou totdat jy dit kan kry." Haastig met die trappe af, het Karlien en Renate van Johanna afskeid geneem en deur die sydeur uitgegaan, presies toe die ligte van 'n motor by die hoofingang sigbaar geword het. In die motor was Renate sigbaar ontstel. 16 jaar kliniese praktyk en ek het selde so 'n duidelike geval van gesistematiseerde emosionele verwaarlosing gesien. Daardie kind word noukeurig van enige opregte emosionele verbinding ontneem. Karlien het vinnig gery en in die trispieël gekyk om seker te maak hulle word nie gevolg nie. Sy het so ingehoue gelyk, asof sy bang was om enigiets te voel. Dis presies dit. Sy het geleer om haar emosionele behoeftes te onderdruk om in daardie omgewing te oorleef. Op die lang termyn kan dit lei tot ernstige persoonlikheidsversteurings, moeilikheid om bande te vorm, kroniese depressie. Op die foon wat aan die motor se bluetote gekoppel was, het Riaan angstig op die verslag gewag. "Hoe gaan dit met haar?" het hy gevra, sy stem gespanne. "Fisies goed versorg, maar emosioneel ernstig verwaarloos," het Renate openhartig geantwoord. "Riaan, jou dogter is in 'n byna totale affektiewe vakuum. Sy het onmiddellike ingryping nodig." "Die regter is gereed," het Riaan ingelig. "Met u verslag sal ons vanaand nog die voorlopige toesig kan kry. En dan verskyn ek onverwags vanoggend van my reis af. Met die geregtelike bevel en polisiebegeleiding indien nodig. Sophia, kom saam met my." "Waarheen?" het Karlien gevra. "Ek het 'n huis aan die kus in Hermanus. Geïsoleerd, veilig. My suster Beatrice is nou op pad na Kaapstad. Sy is 'n laerskoolonderwyseres, sy is mal oor Sophia. Sy sal by ons bly so lank as wat nodig is." Dis 'n goeie plan, het Renate goedgekeur. 'n Rustige omgewing met mense wat opreg omgee, sal deurslaggewend wees vir die begin van emosionele herstel. "En Luisa?" het Karlien gevra. Daar was 'n swaar stilte op die lyn. Toe Riaan weer praat, was sy stem gelaai met 'n koue, beheerde woede. "My prokureurs het reeds die egskeidingspapiere voorberei. Dit sal gelyktydig met die toesigbevel afgelewer word. Wat die res betref, sy sal presies maai wat sy gesaai het." Die volgende oggend om 7:30 het die plan in werking getree.
Riaan, vergesel van De Markil en 'n geregsbeampte, het by die Albertse herhuis aangekom. Carlien, Paul en de Renate het in 'n nabygeleë motor gewag, gereed om ondersteuning te bied indien nodig. Wat gevolg het, was, in Paul se woorde, 'n chirurgies presiese operasie. Die geregsbeampte het die dokumente oorhandig, die voorlopige toesigbevel, die beskermingsbevel wat Sophia verhinder om die land te verlaat, die lasbrief wat Riaan magtig om sy dogter onmiddellik uit die woning te verwyder. Louisa, heeltemal verras, het afgewissel tussen woedebuie en pogings tot manipulasie. Dit is absurd en misverstand. Riaan, my skat, ons kan siviel hieroor praat. Maar Riaan was onwrikbaar. Terwyl Louisa deur die regsaspek van die situasie ingehou is, het hy die trappe op na Sophia se kamer. Van hul waarnemingsposisie kon Carlien nie sien wat binne die huis gebeur het nie, maar Paul, met behulp van diskrete toerusting, kon die klank opvang. Papa. Sophia se klein, ongelowige stem was die eerste ding wat hulle gehoor het. Het jy regtig teruggekom? Ek het teruggekom, my skat. En weet jy wat? Ons gaan 'n spesiale reis maak, net ons twee. En Tannie Louisa. Sy kom nie hierdie keer nie. Daar was 'n pouse, toe Sophia se stem, byna onhoorbaar, sal sy later kwaad wees vir my. Riaan se antwoord was gelaai met ingehoue emosie, nee, my skat. Jy hoef jou nooit weer daaroor te bekommer nie. Ek beloof. 40 minute later het Riaan se motor deur die hekke van die herhuis gery. Op die agtersitplek het Sophia uit die venster gekyk, met haar teddy vasgedruk, terwyl die huis waar sy die afgelope 2 jaar gewoon het, agtergelaat is. Haar gesig het 'n uitdrukking gehad wat Carlien dadelik herken het, die versigtige hoop van iemand wat bang is om te glo dat iets goeds werklik kan gebeur. Riaan se huis in Hermanus was die teenoorgestelde van die herehuis in Constantia. Gebou in 'n rustieke kontemporêre styl met wye vensters wat na die see kyk, natuurlike hout en 'n welige tuin, het dit 'n gevoel van knusheid oorgedra wat drasties gekontrasteer het met die minimalistiese koue van Sophia se vorige huis. Carlien het die dogtertjie waargeneem terwyl sy skugter die ruimte verken het, steeds haar verweerde beer styf vasgehou. Dit was die 3de dag sedert Sophia se dramatiese verwydering uit die stiefma se huis, en die maatskaplike werker is genooi om met die oorgang te help. Sy praat nog baie min, het Riaan opgemerk terwyl hy koffie op die stoep bedien het, en hulle Sophia deur die glassteur dopgehou het. Sy was op die sitkamerbank en het noukeurig deur 'n kinderboek geblaai wat Patrice, Riaan se suster, gebring het. En sy vra my altyd of sy dit reg doen. Asof daar 'n regte manier is om bloot kind te wees. Dit sal tyd neem, het Carlien saggies geantwoord. Sy het jare lank geleer om haar emosies, haar begeertes, haar persoonlikheid te onderdruk. Sy sal nie oornag veilig voel om haarself uit te druk nie. Riaan het geknik, die skuldgevoel duidelik op sy gesig. Ek moes dit vroeër besef het. Die tekens was alles daar. Skuldgevoelens help niemand nou nie, het Patrice ingegryp en by hulle op die stoep aangesluit. Sy was 'n vrou van ongeveer 40 jaar, met dieselfde bruin oogkleur as Riaan, maar met 'n warm energie wat hy eers onlangs begin herontdek het. Die belangrikste is wat jy nou doen. Carlien het saamgestem. Hoe was julle roetine? Ons probeer 'n struktuur sonder rigiditeit vestig, het Patrice verduidelik. Gereelde tye vir eetes, slaap, maar met buigsaamheid. En die belangrikste, altyd saam. Geen eensame eetes, geen isolasie nie. De Renate het aanbeveel dat ons enige vorm van alleentyd as dissipline vermy, het Riaan bygevoeg. Sy het gesê dit kan haar hertraumatiseer. Sy is absoluut reg, het Carlien saamgestem. En wat van fisiese kontak? Drukkies, liefde. Riaan het sy hand deur sy hare gevee, 'n gebaar wat Carlien reeds as 'n teken van sy ingehoue frustrasie geïdentifiseer het. Dit is die moeilikste deel. Sy verstyf as ek haar probeer omhels. Asof sy 'n negatiewe gevolg verwag omdat sy liefde aanvaar. Gister het ek probeer om haar hare te kam, het Patrice opgemerk. Sy het heeltemal stil gesit, soos 'n klein standbeeldjie. Toe ek klaar was en gesê het sy is mooi, het sy gevra of sy nou na haar plek kon teruggaan. Ek het amper dadelik begin huil. Carlien het 'n paar aantekeninge gemaak. Hierdie waarneming sou belangrik wees vir die verslag wat sy die volgende week aan die regter moes voorlê. En wat van speel? Toon sy belangstelling in enige spesifieke aktiwiteit. Dit is 'n positiewe punt, het Riaan geantwoord met 'n klein glimlag. Gister het ek haar strand toe geneem.
Aanvanklik het sy net op die sand gesit en gekyk. Ek het gevra of sy 'n sandkasteel wil bou. Sy het my gekyk asof ek iets absurd onvanpas voorgestel het. En toe, ek het alleen begin bou en die grootste moontlike kasteel gemaak. Na sowat 20 minute het sy nader gekom. Kan ek help, het sy byna gefluister. Toe ek ja gesê het, het ek die eerste opregte glimlag gesien sedert ek haar hierheen gebring het. Karlien het geglimlag. Dit is uitstekend. Sy toets die grense, kyk of dit regtig veilig is om kind te wees. Binne die huis het Sophia die boek gelos en nou deur die venster na die strand gekyk. Daar was 'n uitdrukking van verlange op haar gesig wat pynlik sigbaar was. Ek dink iemand wil weer strand toe gaan, het Beatrice met 'n glimlag opgemerk. Riaan het onmiddellik opgestaan. Kom ons gaan almal. Die dag is perfek vir 'n piknik. Terwyl hulle voorberei het om strand toe te gaan, het Riaan se foon gelei. Toe hy die nommer sien, het sy gesig gespanne geraak. Dis der Marshall. Hy het weggestap om te antwoord, en Karlien het sy liggaamstaal geleidelik sien verander, gespanne skouers, saamgetrekte kakebeen, gebalde vuiste. Ek verstaan. Ja, absoluut nie. Stuur hulle hel toe met daardie voorstel. Nee, ek sal nie heroorweeg nie. Baie goed, ons is voorbereid. Toe hy ophang, was sy gesig gelaai met ingehoue woede. Luisa, het Karlien gevra, alhoewel sy reeds die antwoord geken het. Sy het teruggekap, soos ons verwag het. Sy beweer dat ek 'n nalatige pa is, dat ek Sophia jare lank verlaat het, dat sy die enigste konstante ouer figuur is. Sy het aansoek gedoen vir toesig en gebruik haar hele netwerk van kontakte om my te belaster. Enige werklike risiko vir die huidige reëling. Riaan het sy kop geskud. Der Marshall sê nee. Die bewyse is oorweldigend in ons guns. Maar dit sal 'n lelike stryd wees. Sy is vasbeslote om nie te verloor nie, nie vir Sophia nie, maar vir wat Sophia verteenwoordig. Status, sosiale aansien, toegang tot u fortuin, het Karlien voorgestel. Presies. Vir haar was Sophia altyd net 'n bykomstigheid, 'n bewys dat sy die perfekte stiefma was. Riaan het diep asemhaal, sigbaar besig om sy woede te beheer. Ek sal my dogter beskerm, Karlien. Maak nie saak wat dit kos nie. Beatrice, wat Sophia binnegeneem het om sonskerm aan te smeer, het na die stoep teruggekeer. Is alles reg? Riaan het 'n glimlag geforseer. Alles uitstekend. Kom ons gaan na daardie piknik. Die middag op die strand was 'n openbaring. Ver weg van die styfheid van haar vorige lewe, het Sophia stadig begin blom. Eers versigtig, het sy geleidelik toegelaat om die sand te verken, die water aan te raak, en krap met opregte kinderlike nuuskierigheid te observeer. Toe Riaan haar optel om 'n seester te wys, het sy nie soos voorheen verstyf nie, in plaas daarvan het sy skugter haar kop op sy skouer geleun. Dit was 'n klein, maar diep betekenisvolle oomblik. Die eerste werklike teken dat die ysmuur rondom Sophia se hart begin smelt het. Terug by die huis, terwyl Beatrice Sophia met haar bad gehelp het, het Riaan vir Karlien die materiaal gewys wat sy prokureurs teen Luisa versamel het. Ons het ontdek dat sy dit voorheen gedoen het hy verduidelik en geregtelike dokumente van sy vorige huwelike gewys. In albei gevalle was daar kinders uit vorige verhoudings. In albei was daar nie amptelike beskuldigings van emosionele koudheid en oormatig streng dissipline. Hoekom het dit nie aan die lig gekom nie? Vertroulikheidsooreenkomste. My prokureurs kon dit slegs bekom omdat ons in 'n toesigsaak is. Beide voormalige mans het ingestem om in ons guns te getuig, indien nodig. Karlien het die dokumente ondersoek. Dit versterk ons saak geweldig. Dit demonstreer 'n konsekwente patroon van gedrag. Ons het ook ontdek dat sy oor verskeie dinge gelieg het. Haar liefdadigheidsstigting. Feitelik onaktief. Die liefdadigheidsgeleenthede was byna almal vir selfpromosie, met minimale bedrae wat werklik geskenk is. En daardie storie dat sy my ontmoet het terwyl sy 'n liefdadigheidsgeleentheid georganiseer het. Sy was 'n gehuurde ontvangsdame, nie 'n organiseerder nie. Sy het 'n volledige persona gebou. En ek het soos 'n eend geval, het Riaan bitterlik erken. Ek was kwesbaar nadat Fernanda heen gegaan het. Sophia het 'n ma nodig gehad. Luisa het perfek gelyk, elegant, welsprekend, oënskynlik toegewy aan kinderrake, noukeurig geboude fasade. Karlien het nog 'n paar aantekeninge gemaak. Wat het met die skorsing van my pligte gebeur?
Opgelos, het Riaan met 'n klein glimlag van tevredenheid geantwoord. My regsdirekteur het 'n formele brief aan die munisipale raad gestuur waarin hy presies uiteensit hoe u ingryping alle protokolle gevolg het en moontlik 'n kind van ernstige sielkundige skade gered het. Hy het ook genoem hoe jammer dit sou wees as die pers sou uitvind dat 'n maatskaplike werker gestraf is omdat sy haar werk korrek gedoen het. Karlien het saggies gelag. Subtiel. Doeltreffend. U is amptelik heraangestel met formele verskonings. En Luisa se klagte is tersyde gestel. Op daardie oomblik het Beatrice die kamer binnegekom met Sophia, reeds in haar slaapklere en met nat hare van die bad. Iemand is gereed om te slaap, het sy vrolik aangekondig. Sophia het na haar pa gekyk, toe na Karlien, haar groot oë het 'n onuitgesproke vraag geopenbaar. Wat is dit, my skat, het Riaan gevra en op haar hoogte gekniel. Sophia het gehuiwer toe gefluister, kan ek met die lig aan slaap? Die versoek, so eenvoudig en natuurlik vir enige 6-jarige kind, het 'n gewig van openbaring gedra wat Karlien se hart laat saamtrek het. Hoeveel nagte het daardie dogtertjie alleen in die donker toegesluit deurgebring, alleen met haar vrese? Natuurlik kan jy, het Riaan geantwoord, sy stem effens bewende. En weet jy wat? Ek sal vir jou 'n storie lees voor jy gaan slaap. Elke aand. Sophia het na hom gekyk asof hy die man aangebied het. Regtig? Pa se belofte. In die kamer wat spesiaal vir Sophia voorberei is, met mure in sagte blou en groen skakerings wat aan die see herinner het Riaan op die bed langs sy dogter gesit. Karlien en Beatrice het diskreet van die deur afgekyk. Watter storie wil jy hoor, het Riaan gevra en 'n paar kinderboeke gewys. Sophia het skugter 'n boek met 'n walvis op die omslag aangeraak. Riaan het begin lees, sy diep stem het 'n kokon van troos rondom die dogtertjie geskep. Gaandeweg het haar oë swaarder geword. Toe hy die storie klaargemaak het Sophia reeds byna geslaap. Riaan het die kombers om haar reggeskuif en geleen om haar voorkop te soen. Dit was toe sy gemompel het op die grens tussen wakker en slaap. Papa, sal jy hier wees as ek wakker word? Die eenvoudige vraag het al die vrees vir verlating, al die onsekerheid wat in jare van emosionele verwaarlosing opgehoop het, bevat. Riaan het gesluk, sigbaar emosioneel. Ek sal net hier wees, Sophia. Altyd. Ek beloof. Sy het aan die slaap geraak terwyl sy sy hand vasgehou het. Later op die stoep onder die sterrehemel van Hermanus het Riaan soos 'n veranderde man gelyk. Die koue vasberadenheid het plek gemaak vir 'n dieper, kwesbaarder emosie. Weet jy wat ek vandag besef het hy vir Karlien gesê terwyl hulle die golwe op die strand opgehou het. Ek het 'n tegnologiese ryk gebou, ek het meer geld as wat ek ooit kan spandeer, ek word beskou as 'n visionêr in my veld en ek het misluk in die enigste ding wat regtig saak maak. Om 'n pa te wees, het Karlien saggies voltooi. Presies. Nadat Fernanda heengegaan het ek myself in my werk verdiep. Ek het vir myself gesê dat ek 'n nalatenskap vir Sophia bou, haar toekoms verseker. Maar ek het net van die pyn van die verantwoordelikheid gevlug. Dit is nie te laat nie, Riaan. Jy is nou hier. As gevolg van jou, het hy geantwoord en haar direk aangekyk. As dit nie vir jou ingryping was nie, sou ek blind gebly het en Sophia sou voortgegaan het om van binne te verdwyn in daardie koue huis. Karlien het ongemaklik gevoel met die dankbetuiging. Ek het net my werk gedoen. Nee. Jy het verder gegaan as jou werk. Jy het persoonlike professionele risiko's in die gesig gestaar. Die meeste sou die tekens geïgnoreer het of toegegee het toe Luisa teruggekap het. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ontstaan, slegs verbreek deur die geluid van die see. Uiteindelik het Riaan weer gepraat. Wanneer dit alles verby is, wanneer Sophia veilig is en die egskeiding afgehandel is, wil ek my lewe heeltemal herstruktureer. Minder reise, minder globale uitbreiding, meer teenwoordigheid en regte pa, nie net 'n verskaffer nie. Dit is 'n belangrike besluit. Dit is die enigste moontlike besluit. Riaan het na die kamer gekyk waar sy dogter geslaap het. Ek het besef ek het jare lank 'n soort sukses nagejaag wat, uiteindelik, niks beteken as ek verloor wat regtig saak maak nie. Die volgende oggend, terwyl hulle op die sonnige stoep ontbyt geëet het Riaan se foon weer gelei. Dit was Marshall. Belangrike nuus het Riaan aangekondig nadat hy opgehang het. Luisa het 'n skikking aanvaar. Sy sal die toesig nie betwis nie in ruil vir 'n finansiële ooreenkoms.
Het sy Sophia so maklik opgegee, het Beatrice ongelowig gevra. Soos ek gesê het, Sophia was nooit die doelwit nie. Dit was slegs 'n middel om toegang tot my fortuin, tot sosiale status, te behou. Toe sy besef het dat die regstryd lank sou wees en haar vorige leuns kon blootstel, het sy besluit om haar verliese te sny. Carlien het Sophia waargeneem terwyl sy op die sand in die tuin gespeel het met 'n paar speelgoed wat Beatrice gekoop het. Sy het soos 'n ander kind gelyk as die een wat sy net 'n week gelede in daardie koue herhuis gevind het. Daar was nog 'n lang pad vorentoe, emosionele letsels verdwyn nie vinnig nie, maar vir die eerste keer sedert sy hierdie reis begin het Carlien ware hoop gevoel. Wat gebeur nou, het sy gevra. Riaan het sy dogter vir 'n lang oomblik waargeneem. Nou begin ons weer. As 'n regte familie. En ek leer uiteindelik om die pa te wees wat Sophia verdien. 'n Jaar later. Die Ipe-huis, soos Riaan sy nuwe woning in Val de Vie gedoop het onder die Sondagmiddagson geskitter. Die groot tuin vol inheemse bome en kleurvolle blomme was versier met ballonne, linte en 'n lang tafel bedek met 'n kleurvolle tafeldoek waarop 'n verjaardagkoek gerus het. 7 jaar het die woorde in versiersuiker op die koek uitgeroep, versier met klein seesterre, 'n tema wat deur die verjaardagkind self gekies is. Carlien het die toneel met 'n glimlag dopgehou, leunend teen een van die bome in die tuin. In die verte het Sophia tussen 'n groep kinders gehardloop in 'n lewendige wegkruipertjie-spelletjie, haar langer hare nou in die wind gewaai, haar lag wat deur die oop ruimte weerklink het, 'n geluid wat 'n jaar gelede byna onmoontlik gelyk het. Dit is amper moeilik om te glo dat dit dieselfde kind is, het 'n stem langs haar gesê. Dit was Patrys met 'n glas limonade. Ongelooflik, is dit nie, het Carlien geantwoord en Sophia waargeneem terwyl sy natuurlik met ander kinders interakseer, sonder vrees, sonder die konstante spanning wat voorheen elke beweging van haar gekenmerk het. Die herstelvermoë van kinders is buitengewoon. Met die regte sorg, het Patrys bygevoeg. Dit sou nie sonder ingryping gebeur het nie. Aan die ander kant van die tuin het Riaan die speletjie dopgehou, af en toe met die kinders interakseer, altyd 'n beskermende oog op Sophia gehou. Langs hom was Beatrice, wat permanent na Kaapstad verhuis het om met die opvoeding van haar niggie te help. Die afgelope jaar was een van diepgaande transformasies vir almal wat betrokke was. Vir Sophia was dit 'n jaar van ontdekkings, ontdek dat dit veilig was om emosies uit te druk, dat sy beskerm was, dat sy onvoorwaardelik liefgehad is. Vir Riaan was dit 'n jaar van heropbou, van sy verhouding met sy dogter, van sy prioriteite, van sy eie identiteit buite die rol van suksesvolle sakeman. En vir Carlien was dit 'n jaar van bevestiging, dat haar professionele instink korrek was, dat dit die moeite werd is om te veg vir diegene wat hulself nie kan verdedig nie, dat dit moontlik is om trajekte te verander. Carlien. Die kinderstem het haar aandag getrek. Sophia het na haar toe gehardloop, haar wange rooi van die hardloop, haar oë wat glinster met 'n lewendigheid wat nuut was. Kom kyk wat pappa vir my as geskenk gegee het. Sophia het Carlien se hand geneem en haar deur die tuin na haar speelhuis gelei, wat gedeeltelik met 'n lap bedek was. Gereed, het Riaan sy dogter gevra en 'n punt van die lap vasgehou. Op haar bevestigende teken het hy die stof getrek en 'n miniatuurhouthuisie onthul, in lewendige kleure geverf, met regte vensters en 'n deur wat regtig oopgemaak het. Dis my speelhuis, het Sophia entoesiasties uitgeroep. Kyk, daar is kussings binne en speelgoed en boeke en... Terwyl Sophia trots elke detail van haar nuwe speelse heiligdom gewys het Carlien 'n betekenisvolle blik met Riaan uitgeruil. Dit was nie net 'n speelhuis nie, dit was die simboliese teenoorgestelde van die strafkamer, wat voorheen die dogtertjie se bestaan oorheers het, 'n veilige, vrolike ruimte, spesiaal gemaak vir haar om te speel en te droom. Die verjaardagpartytjie het die middag vrolik voortgegaan. Daar was ander kinders van Sophia se nuwe skool, 'n paar volwasse vriende van Riaan, en die klein span wat gehelp het om die gesin se lewe te verander, Carlien, Patrys, Paul, Renate. Selfs meneer August, die bejaarde buurman wat een van die eerste getuies van Sophia se situasie was teenwoordig en het met goedkeuring die duidelike veranderinge in die dogtertjie waargeneem, en huildronk op die verjaardagkind. Het Riaan aangekondig toe dit tyd was om geluk te wens. Almal het hul glase opgelig. En 'n spesiale huildronk op almal wat ons gehelp het om hierheen te kom. Sy blik het Carlien kortliks ontmoet en 'n dankbaarheid oorgedra wat verder gegaan het as woorde.
Na die koek en geskenke, terwyl die partytjie natuurlik begin versprei het, het Carlien Riaan op die stoep gevind, besig om die laaste kinders in die tuin te sien speel met sonsondergang. Hoe gaan dit met die sessies met Renate, het sy gevra verwysend na die terapie wat Sophia steeds ondergaan het. Al hoe beter, het Riaan geantwoord. Sy sê Sophia vorder vinniger as wat verwag is. Daar is natuurlik nog oomblikke af en toe nagmerries, onsekerhede. Verlede week het sy 'n angsaanval gehad toe ek laat was om haar van die skool af te haal. Maar dit word al hoe skaarser. En jy? Hoe gaan dit met die aanpassing by die nuwe roetine? Riaan het geglimlag. Verbasend natuurlik. Ek het my reise tot feitelik 0 verminder. Ek het die internasionale bestuur gedelegeer. Ek ontwikkel die hele Suid-Afrikaanse operasie van hier af, met baie afgeleë werk. Hy het 'n pouse geneem. Weet jy wat die grootste verrassing was? Ontdek dat die maatskappy nie ineengestort het sonder my konstante teenwoordigheid nie. Trouwens, dit floreer. Soms moet ons loslaat om dinge te laat groei, het Carlien opgemerk. Filosoferend, Juffrou Meyer, het Riaan geskerts. Professionele waarneming, het sy met 'n glimlag teëgewerk. Op daardie oomblik het Sophia op die stoep verskyn, met 'n tekening wat sy pas gemaak het. Anders as die donker tekeninge van 'n jaar gelede, was hierdie een lewendig, kleurvol, dit het 3 figure hand aan hand onder 'n helder son gewys. Kyk, pappa. Dis ons, ek, jy en Tannie Bea? Riaan het neergekniel om die kunswerk te bewonder. Dis pragtig, prinses. Ons sal dit raam en in jou kamer ophang. Sophia het entoesiasties geknik, toe Carlien opgemerk. Sonder huiwering, in skerp kontras met die teruggetrokke dogtertjie van vroeër, het sy haar arms uitgesteek vir 'n drukkie, wat Carlien liefdevol beantwoord het. Dankie dat jy na my partytjie gekom het Sophia gesê. Weet jy wat? Tannie Bea het vir my gesê dat dit jy was wat my pa vir my teruggebring het. Carlien het geknip, verras deur die openhartigheid. Wel, ek het net... Sy is reg, het Riaan saggies ingegryp. Carlien het ons gehelp om die pad terug na mekaar te vind. Sophia het Carlien ernstig aangekyk. So jy is soos 'n feetjie Pietma. Carlien het gelag, emosioneel. Ek het net my werk gedoen, my skat. Jou pa het jou altyd liefgehad. Hy moes net verstaan hoe om dit beter te wys. En ek moes leer om nie bang te wees om gelukkig te wees nie, het Sophia voltooi, met 'n verbasende wysheid vir haar 7 jaar. Riaan en Carlien het beïndruk blikke uitgeruil. Dit was een van daardie oomblikke wat getoon het hoe Sophia, ten spyte van haar jong ouderdom, haar eie emosionele reis verwerk en begin verstaan het. Na mate die son gesak het die laaste gaste natuurlik begin afskeid neem. Sophia, moeg maar stralend, is deur Beatrice na binne geneem vir 'n bad voor slaaptyd. Carlien het haar ook gereed gemaak om te vertrek. Jy het ons lewens verander, het Riaan gesê terwyl hy haar na haar motor vergesel het. Jy weet dit, nie waar nie? Jy het die moeilikste deel gedoen, het Carlien opreg geantwoord. Erken die probleem en het die moed gehad om jou lewe heeltemal te verander om dit reg te stel. Baie ouers kan dit nie doen nie. Nietemin, as dit nie vir jou was nie. Hy het gehuiwer. Ek weet ek het dit al voorheen gesê, maar ek kan nie behoorlik uitdruk hoe dankbaar ek is nie. Sophia se geluk is al die dankbaarheid wat ek nodig het. Riaan het geglimlag. Terloops, sy het 'n belangrike vraag vir jou. Kom jy volgende week saam met ons eet? Ek sal graag, het Carlien geantwoord. Die volgende donderdag het Carlien by die Ipe-huis aangekom vir 'n informele aandete. Sophia het haar by die deur ontvang met 'n blomrok wat sy spesiaal vir die geleentheid gekies het. Ek het iets belangriks om vir jou te wys, het sy aangekondig, Carlien se hand geneem en haar deur die tuin na haar speelhuis gelei. Dit is 'n baie spesiale geheim. Binne die klein struktuur het Sophia trots 'n muur gewys waar verskeie tekeninge gehang het, haar persoonlike kunsgalery. Maar een tekening het Carlien se aandag getrek. Dit het 'n lang donker haar figuur langs 'n klein dogtertjie gewys. Dis jy en ek, het Sophia verduidelik. Die dag toe jy met die nuwe beer vir Teddy gekom het. Carlien het 'n knop in haar keel gevoel. Onthou jy daardie dag? Natuurlik. Dit was die dag toe ek nie meer so bang was nie. Sophia het die tekening saggies aangeraak. Tannie Bea het gesê jy is 'n maatskaplike werker, dat jou werk is om kinders te help wat hartseer of in die moeilikheid is. Dis presies dit.
Sophia het op haar lip gebyt, skielik ernstig. Is daar baie kinders soos ek? Wat alleen en bang is? Die vraag, so direk en diep, het Carleen verras. Ja, ongelukkig is daar. Sophia het geknik, asof sy iets vir haarself bevestig het. Dis hoekom ek jou iets baie belangriks wil vra? Sy het diep asem gehaal en moed bymekaar geskraap. Kan ek help? Help hoe, my skat? Miskien kan ek vir hierdie kinders teken. Of stories skryf. Of 'n paar speelgoed leen. Sodat hulle weet dat hulle nie vir ewig alleen sal wees nie. Carleen het die trane voel opkom. Hierdie kind, wat soveel lyding deurgemaak het, wou nou ander in 'n soortgelyke situasie help. Dit was een van die mooiste demonstrasies van veerkragtigheid en empatie wat sy nog in haar loopbaan gesien het. Dit sou wonderlik wees, Sophia, het sy geantwoord, haar stem bewende. En ek is seker dit sal baie help. Tydens die aandete het Riaan, Beatrice en Carleen bespreek hoe hulle Sophia se wens in iets konkreets kon omskep. Die idee van 'n klein stigting het ontstaan, 'n regte een, anders as Luisa se vals filantropie, gefokus op kinderemosionele welstand. Ons kan met iets eenvoudigs begin, het Riaan voorgestel. Kindsterapie stelle vir kinders in emosionele kwesbaarheid. Elke stel sal met 'n tekening en 'n boodskap van hoop van Sophia kom hê. En boeke, het Patrice bygevoeg. Stories oor oorwinning, oor die vind van innerlike krag. En beertjies, het Sophia ferm voltooi. Elke kind het 'n vriend nodig om vas te hou as sy hart seer is. So is die Seester-projek gebore, vernoem na die simbool wat die begin van Sophia se transformasie gekenmerk het. In die daaropvolgende maande sou die klein inisiatief groei en 'n nasionale verwysing word vir emosionele ondersteuning vir kinders in kwesbare situasies. Een Sondag, ongeveer 6 maande na die verjaardagpartytjie, het Carleen die gesin weer besoek. Sy het Sophia en Riaan op die strand voor die huis in Hermanus gevind, waar hulle nou elke naweek deurgebring het. Hulle was besig om 'n uitgebreide sandkasteel te bou en het gelag toe die golwe hul torings dreig om te vernietig. Carleen het Sophia vrolik geroep toe sy haar sien en sonder enige spoor van die huiwering wat voorheen haar gebare gekenmerk het, na haar toe gehardloop. Kom kyk ons kasteel. Dis die grootste wat ons nog gemaak het. Riaan het geglimlag toe hy die twee sien. Die prinses het besluit dat ons 'n graag om die kasteel nodig het. Ek kry streng opdragte oor die regte diepte. Natuurlik, het Carleen gelag. Geen kasteel is volledig sonder 'n gepaste graag nie. Terwyl sy met die konstruksie gehelp het, het Carleen diskreet die interaksie tussen pa en dogter waargeneem. Die transformasie was merkwaardig. Waar daar voorheen afstand was, was daar nou opregte verbinding. Waar daar formaliteit was, was daar nou spontaniteit. Waar daar vrees was, was daar nou vertroue. Kyk wat ek gekry het, papa, het Sophia uitgeroep en 'n klein seester in die palm van haar hand gehou. Kan ek dit hou? Beter om dit terug in die see te sit, prinses, het Riaan saggies verduidelik. Dis waar dit leef en sy familie het. Sophia het die inligting oorweeg, toe ernstig geknik. Ek sal dit dan terugsit. Almal verdien om by hul familie te wees. Terwyl sy na die waterrand gestap het, het Sophia versigtig gebuk om die skepsel aan die see terug te gee en iets gefluister wat 'n persoonlike afskeid gelyk het. Sy het 'n groot hart, het Carleen opgemerk. Altyd gehad, het Riaan geantwoord. Sy het net veilige ruimte nodig gehad om dit te wys. Hy het gehuiwer toe voortgegaan. Weet jy, ek het soveel jare gedink dat sukses eksterne prestasies beteken, dinge wat die wêreld waardeer. Ek het nooit gedink dat my grootste prestasie bloot sou wees om teenwoordig te wees om my dogter te sien groei nie. Soms is die belangrikste oorwinnings die stilste, het Carleen besin. S'nags, nadat Sophia gaan slaap het, het Carleen, Riaan en Beatrice op die stoep onder die sterre gesit, soos hulle soveel keer gedoen het gedurende die afgelope jaar en 'n half. Ek het nuus oor Luisa gekry, het Riaan opgemerk en 'n gemaklike stilte verbreek. Sy het weer getrou in eiendomsontwikkelaar. Sonder kinders hierdie keer. Beter so, het Beatrice droog opgemerk. Volgens my prokureurs het sy nooit weer kontak met Sophia probeer maak nie. Nie 'n telefoonoproep, nie 'n verjaardaggeskenk, niks nie, het Riaan voortgegaan en sy kop geskit. Hoe kan iemand bloot so uit 'n kind se lewe verdwyn? Asof sy nooit bestaan het nie. Vir mense soos Luisa is verhoudings transaksioneel, het Carleen verduidelik. Wanneer die transaksie eindig, is daar geen rede om die band te behou nie.
Sophia vra soms na haar, het Beatrice opgemerk. Nie met verlange nie, maar met nuuskierigheid. Hoekom het Tannie Leisa nie van my gehou nie, is die mees algemene vraag. Wat antwoord julle, het Karlien gevra. Die waarheid en die mate wat sy dit kan verstaan, het Riaan geantwoord. Dat sommige mense nie weet hoe om lief te hê nie, dat die probleem nooit sy was nie, en dat sy nou omring word deur mense wat haar werklik liefhet. Karlien het goedkeurend geknik. Geen welmenende leuns, geen fantasievolle stories nie, net waarhede aangepas by 'n kind se begrip. De Renate sê hierdie eerlikheid is fundamenteel vir haar herstel, het Riaan voortgegaan. Sophia moet verstaan dat sy nie verwerp is vir iets wat sy gedoen of nie gedoen het nie. Dat die onvermoë om lief te hê in Leisa was nie in haar nie. Uit Sophia se kamer het 'n roep gekom, "Papa, kan ek water drink?" Riaan het onmiddellik opgestaan. "Ek kom, prinses." Toe hy 'n paar minute later terugkom, het hy geglimlag. Sy wou nie water hê nie. Sy wou net bevestig dat ek hier was. Sy doen dit nog steeds soms, veral wanneer ons op ander plekke as die roetine is. Dis natuurlik, het Karlien opgemerk. Emosionele sekuriteit word stadig herbou. Maar ons kom daar, het Beatrice met 'n glimlag bygevoeg. Riaan het na die kamer gekyk waar Sophia geslaap het. Weet jy wat sy vir my gesê het voordat sy aan die slaap geraak het? "Papa, ek dink ek is die gelukkigste dogtertjie in die wêreld." Dit van 'n kind wat soveel deurgemaak het. Sy stem het gebreek en Karlien het die opregte emosie in sy oë gesien. Hierdie man, wat eens korporatiewe ryke bo verhoudings geprioritiseer het, het nou sy grootste vreugde gevind in 'n eenvoudige oomblik van verbinding met sy dogter. Namate die nag gevorder het en die geluid van die golwe 'n perfekte klankbaan vir daardie oomblik van besinning geskep het, het Karlien gedink aan al die kinders so Sophia, sommige wag nog vir hul seester, hul oomblik van redding. Haar werk sou voortgaan, geïnspireer deur die buitengewone reis wat sy gesien het. Die volgende oggend, voordat sy vertrek het, het Karlien 'n noukeurige gevoude tekening onder die deur van haar gastekamer gevind. Dit het verskeie figure hand aan hand gewys wat 'n sirkel gevorm het, met 'n boodskap in kleurvolle letters bo-op. Vir Tannie Karlien, wat kinders help om nie alleen te wees nie. Met liefde, Sophia. Dit was 'n perfekte herinnering dat, soms, die redding van 'n hele wêreld begin met die redding van 'n enkele seester. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat Sophia en Riaan se reis julle harte diep geraak het. Om meer emosionele stories soos hierdie te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale wat die bande van familie en die krag van menslike veerkragtigheid ondersoek. Julle kan dit vind deur op die skakel aan die linkerkant van die video te klik. As hierdie verhaal oor die krag van teenwoordigheid en onvoorwaardelike liefde julle ontroer het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en die video te like nie. Elke dag bring ons nuwe verhale wat die kompleksiteit en die skoonheid van menslike verhoudings openbaar. Deel ook in die kommentaar julle indrukke oor Sophia en Riaan se transformasie. Julle deelname verryk ons gemeenskap van luisteraars wat passievol is oor goeie stories. Ons is môre terug met nog 'n emosionele verhaal. Tot dan.